Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars, dit is 11uur en u is ingeskakel dan by die program wat ons gesels oor alles en nog wat. Oorkant my is mooie Veronica en is sy nie mooi vanoggend in die blou nie. En dan het ons vir Jakkie, hy lyk of hy die Springbokke ondersteun. En dan gesels ons met julle nou verder. En onthou net ons herhaling is dan 4 uur Vrydag. En dit is mos nou 'n goeie ding vir 'n Vrydag om te doen, om te luister na ons gesels oor alles en nog wat se herhaling, terwyl jy al daar die vuurtjie aansteek, of wat sê ek, Jakkie, Veronica? Môre luisteraars, ja nee, ek dink Vrydag, Saterdag, enige dag is mos braaidag in Suid-Afrika, is dit nie? Maar ja, kom ons, ek glo die meeste. Maar nie vergeet nie, Vrydag en dan natuurlik 'n week later is ons op YouTube, waar jy ons kan sien. Ja, goeiemôre luisteraars. Lekker vir my om hier te sit tussen die dames, Veronica en Leonie, albei in blou. Ek en Chantay is bietjie af van die klere af, maar ek het daarom besluit by lak, ek gaan 'n blou bril dra, daar sy, soos julle kan sien. Baie welkom julle. Lekker om weer met die Radio Fynbos luisteraars te gesels. En onthou, elke Woensdag soos Leonie gesê het, presies 11uur, en dit is regstreeks. Hoe lekker is dit? Wat 'n lekker platform is dit? Nou ja, ons het baie om te vertel vandag. Dames, kan ons begin? Ja, ons kan begin. Op almal se lippe en sosiale media gons dit met trots oor ons polisiestasie, wat die toekenning as beste kaptein polisiestasie in die Wes-Kaap gewen het. Ja, Jesus, ons was trots om dit te sien. En om die stasie van kaptein Johan van Tonner, hy is die bevelvoerder van Stilbaai polisiestasie, en sy span na verdere hoogtes te neem, het hulle ook tydens 'n glansgeleentheid in Gauteng 'n spesiale toekenning van die nasionale kommissaris van polisie ontvang. Mense, dis goeie blootstelling vir Stilbaai. En behalwe vir Stilbaai, ons het so gesels 'n rukkie terug en ons sê toe, weet jy, as jy beplan vir 'n vakansie, dan beplan jy nommer 1, kom ons sê in vandag se lewe, waar water is, en nommer 2 is, heel eerste kykie, is dit veilig daar. En ons wil vir ons polisie sê in Stilbaai, julle indirek veroorsaak dat ons goeie toerisme kry, want dit is veilig by ons. En so ook natuurlik die mense wat die buurtwag doen, hè? En ons moet nie hulle vergeet nie. En mense, hou julle oë oop. Laat die mense, ons het al daaroor gepraat voorheen. As jy deur die venster loer deur die venster en kyk wat gaan buite aan. Dis nie dat jy nuuskierig is nie, en rapporteer dit. So ja, ek weet ons buurman is baie goed, hy rapporteer altyd as my garage deur oop staan. Ja, Sulke tipe goed. Nou wat is die rede dat hulle hierdie toekennings gekry het? Ja, hulle laas jaar 2024, ja, 2024, 'n boot vorige keer 200 miljoen drugs opgehaal en dit gekonfiskeer. En weet julle daai, soos kaptein van Tonner sê, julle sal luister na hom, ons gaan nou sê wanneer, hy het gesê dit is absoluut 'n hele gemeenskap se samewerking. So hulle beslag gelê op die boot en 'n Prado SUV, en soos hulle gestop het, julle kan dit sien, ek sê nie iets wat nie daar is nie, hulle het gewys ook, tydens hierdie toekenning het hulle gewys, natuurlik gedramatiseer, soos hy gesê het, maar hulle het gewys hoe die ding gestop, die ouens het obviously die veld ingevlug, en weer het die gemeenskap gehelp en gesê, daai ouens het gaan incheck by 'n gastehuis, dis waar hulle is. En dis hoe hulle gevang is, en hulle sit nog steeds agter tralies. So, baie geluk julle, dit wys vir ons, iemand rapporteer iets, en 'n groot ding kom uit. Soos hy sê, die groot ding is, nie om daai ouens te vang nie, natuurlik is dit 'n major ding, maar julle hou daai drugs van die veld af, van die strate af. En drugs, Dr. Leonie, jy sal weet, is 'n groot oorsaak van baie dinge. Baie hartseer. Ja, wanneer dit by dwelms kom, gaan my gedagtes eers na die kindertjies. Ja. Want regtig, dis 'n baie sensitiewe ding daai. Ja, dit is so maklik te staan, hè. Ja. Nou ja, nou het ons is ons bekend daarvoor, dat ons die goeie uit agter elke goeie bos, of elke goeie ding uit agter elke bos uitvat. Ja, raak ek nou deur mekaar met ons logo, Leonie.
Ja, nee, ek hoor so. Maar ja, dan is daar strenger waterbeperkings wat afgekondig is. En dan vermaan ons regtig almal met groot omgee om dit asseblief streng te gehoorsaam vir ons eie beswil. En ons kyk na die damme, Jackie. Ja, damme, en ek gaan nie weer sê ek luister na die goed agterna, dan dink ek 2 keer agter mekaar het ek gesê, amper gesê die dom app. Ek gaan dit nie weer sê nie, dis die dam app wat ons baie kry en natuurlik van die munisipaliteit ook. Baie dankie Didi. Nou die Korentepoortdam hierdie week is 37% vol. Laas week was hy 38.4 en verlede jaar hierdie tyd 77.4. Nou die Duiwenshoek 40.2 die week, laas week 42.9 en laas jaar die tyd 86.1. Jackie, en die Duiwenshoek is in die Heidelberg area. Dis reg, dis reg. Ek raak slim met die damme nou. Ja. Jong, ek was nooit goed met adreskunde nie, so moenie dieper ingaan in hierdie stories nie. Nou die Jongensfontein dam is 100% en die Orange Grove is 95%. Maar as ons bietjie verder vat, dan kyk ons die Wes-Kaap en ons vergelyk dit. Hierdie week 54.4%, laas week 56.5% en laas jaar hierdie tyd 76.9%. En dan vat ons dit nog 'n bietjie verder en ons sê Suid-Afrika, hoe lyk ons? Hierdie week 86%, laas week 86.7% en laas jaar hierdie tyd 75.7%. Dis maar net interessant om te kyk hoe verander dit en ek dink dit gee mense ook 'n insig om te sê mense spaar water. As jy jou eie boorgat het, good luck, maar spaar water. Ons kan nie sonder water nie. Goed, wat sê die munisipaliteit julle? En dan is die droogte wat ook regtig padgebruikers net daarop kan laat let, dat hierdie droogte loop baie wild rond en hulle is op soek na water. So wees ekstra waaksaam as jy ry op die paaie, kyk uit vir hulle. En Radio Fynbos het gemerk dat ons vissermanne die afgelope tyd 'n baie goeie vangs aan die land gekom het. Niks lekkerder as 'n vars seevis op die kolle nie, of gebraai in 'n pan. En ons begin so nader stap aan dit wat jou storie is, Veronica. Ja, soos jy sê, 'n gebraaide pan, my ma het my geleer om die deegie aan te maak en dan draai jy hom so om, is 'n meel en melk en sulke goedjies. Ek gaan nie nou uitbrei daar nie. Ja. Ja. Nou, ek wil net inkom hierso om te sê, vissermanne, julle loop amper dieselfde risiko as 'n boer. Jy weet nooit as jy uitgaan, kry jy iets of kry jy nie iets nie. En as jy iets kry, moet jy daai geld bære. Klink soos 'n finansiële raadgewer hierso. Maar ons is so bly vir julle, ons is so bly vir die gemeenskap en ons is bly vir die restaurante ook. Veronica, luisteraarsversoeke. Ja, vanoggend se versoeke kom van Esther Niemand van Wellington, wat tans in Mosselbaai in die hospitaal is. En dit gaan aan haar geliefde man, Dani, wat nou alleen verder moet kamp en ons hoop vir 'n spoedige herstel. Haar dogter, die verskoeg gaan ook aan haar dogter in Dubai en ook haar ander kinders en kleinkinders hier in Suid-Afrika. Nou ja, Jackie, gaan jy voorsien wat het Esther aangevra? Nou Esther, ja, dus dit is lekker om jou te ontmoet en met Dani en vir my was dit 'n lekker ervaring om te hoor. Dani het geleer 'n airfryer werk nogal maklik. So naas braai, Dani is airfryer daar. Nou wat Esther aangevra het, Esther, niemand van Wellington. Ons gaan nou songs van jou na die program speel. Ek hoop nie dis tyd wat die dokters se draai maak nie, maar dat hulle saam maak, hulle sit man, dat hulle saam luister. Want hulle verloor partykeer werklikheid. Nou haar eerste versoek en Esther het jy my geleer. Ek het nie geweet Neil Diamond sing Nothing But a Heartache nie. So, dit is vir my 'n openbaring. Hierheen ken ek goed, How Great Are Thou van Elvis, of How Great Thou Are van Elvis Presley. En hy sing hom so pragtig en dit is sulke ware woorde. So Esther, na die program, jy en Dani en jou dogter in Dubai, hulle is 2 ure voor ons, maar so sy's nog wakker. En al jou kleinkinders en kinders in Suid-Afrika luister lekker na die program. En dan het ons net nie vergeet nie, julle dink hierdie goed gebeur sommer net.
Na die program speel hierdie songs, maar dit gebeur nie net nie. Ons het 'n klankingenieur en 'n regisseur hier, Chantay, en sy reël dat alles werk. En as sy haar vingers klap tot haar ma spring. So, dankie aan ons klankingenieur en regisseur. Nou ja, ons praat oor alles en nog wat. Gaan ons eers na die liedjie luister of Ja, kom ons vra die luisteraars, wat dink hulle is die een iets, as hulle net een woord moet noem, wat almal bymekaar bring? Goed, luisteraars, daar's vir julle 'n mooi vraag. Dink 'n bietjie en laat ons weet op Jakkie se selfoonnommer 082-781-9025. Ja, sy ons het nou nog nie 'n WhatsApp gekry oor dit, die een woord wat almal saambring nie. En dan gesels ons nou daaroor, oor resepte. Veronica? Ja, resepte dra herinneringe. Dit trek alle ouderdomme. En is altyd meer as net kos. Dis persoonlik, plaaslik en verbindend. Nou ja, ek weet nie hoeveel van julle kan saam met mense in 'n kombuis werk nie. Ek dink mense moet maar mooi kies met wie jy in die kombuis werk, want dit kan nogal haak. Omdat julle ek wil nie sê die ou mense nie, die wyser mense in die grysheid, het mos altyd gesê, 2 vrouens kan nie in 'n kombuis, kan nie saam in 'n kombuis werk nie. Ja. Nou die vroue mense, veral die ma's, die oumas, die plaasvroue en die bakkers, het nie bestanddele afgemeet nie, of neergeskryf nie. Hulle het gekook uit gevoel, reuk, klank en om te kyk. En tog, die kos was altyd reg. Die resep was in die kop, in die hande en in die hart. Jy moes by wees om te leer. So jy moes kyk wat gedoen word. Dis reg as dit so voel. Ek kan nie onthou of mens mag geproe het nie. Ek dink, ek sou nie daai kans vat met my ma nie. Ek sou baie maklik 'n houtlepel op my hand gekry. Ek sal hoor wanneer die deeg reg is. Kyk hoe blink hy. So met ander woorde, hy's reg. Ja. Nou ja, Leonie, baie is verlore omdat Niemand dit neergeskryf het nie. En kinders het nie altyd saam gekook nie. Die gevoel nie op papier pas nie. Kos sonder 'n resep of sommer gekook uit die kop uit. En dit is so nie, en hulle het mos 'n storie gehad, wat hulle mos gesê, die resep is 'n geheim. Ja, dis reg. En dan het hulle, rarig kan ek sê, met daardie geheim graf toe gegaan. Hulle het dit nie gedeel nie. Ja. Een ou wat daarom nie graf toe gegaan het met sy geheime resep nie, is KFC, die Kolonel Sanders. Ja, Ons kry KFC vandag nog met sy geheime resep. maar dis anders as wat dit destyds was. Ons gaan nou nie uitbrei daaroor, maar ja. Oumas het gesê, nee kind, dis nog nie reg nie. Voel hier. As die koek begin loskom van die pan, dan het jy geweet, hy's reg. Nou ja, daar was 'n tyd toe kos nie uit boeke gekom het nie. Nie uit Google nie. Nie eers uit die resepteboek uit nie. Kos het gekom uit mense se koppe. En weet jy, hierdie het my laat terugdink aan die voortrekkers. Hoe het hulle kos gemaak soos hulle getrek het? Potjies, op vuur. En dan selfde, ons praat nou van resepte. Jare terug het ons gekook op skoolstowe. Wat se hitte jy nie kon reguleer nie. Die Essie-stowe. Ja. Ja. En dit was altyd, ek wonder of omdat ons so jonk was en ons altyd honger was, dan was dit altyd lekker. En daar was altyd kos Dis waar. op hom gewees, Ja. altyd. Nou ja, ouma's het nie gram geweet nie. Hulle het gekyk, geruik en geluister. Dis reg, het sy gesê. En dan durf niemand dit bevraagteken nie. Sy het net gesê, as hy so lyk is hy reg. Die probleem is, sy het nooit gesê wat so is nie. So, hulle het nie resepte oorgedra nie, hulle het wysheid verwag. En as jy dit verkeerd doen, was die kommentaar min, maar kragtig. Nee kind, jy het hom doodgemaak. Nou ja, nie die kind doodgemaak of iets nie, seker nou maar die resep. Ja, die resep nou nie reg gewerk. Ja.
Maar ek het een keer so, ekskuus tog, een keer so 'n storie gehoor, miskien julle dames ook van, kyk, 'n man, as jy nou jou vrou wat jy nou net mee getroud is wil kwaad maak en sê wie jou kos hom regtig nie soos my ma se nie. O ja. Ja, dit was die verkeerdste ding om te sê. Nou, toe het die jong dame wat nou jong brei, heeltyd by haar skoolma gestaan en gekyk wat doen sy. Kyk wat doen sy. En nou ja, toe gaan sy nou in die huis en sy maak kos en natuurlik wors. En sy sny die twee kante van die wors af en sit hom in die pan. Nou vra haar man van, hoe sny jy die twee kante af? Nee, mamma doen dit so. Hy sê, nee, maar dit maak nie sin nie. En hulle vra toe, en gaan toe eendag weer kuier en hulle vra vir die skoonma, maar hoekom sny jy die kante af? Sy sê, dat hy in die pan kan pas. Klink soos 'n Mr. Bean grap, né? Ja. Ja, ja. Nou die eerste en oudste bekende gedrukte resepteboek of kookboek wêreldwys was in die 1400s, in 1474 Ja. gedruk. Dis baie jare terug. En die skrywer was Bartholomew Plantinum, ek hoop ek spreek dit reg uit, van Ja. Italië. Dit was nie 'n doen dit so resepteboek soos vandag nie, maar filosofie oor kos, gesondheid, goeie smaak, min presiese mates en selfs die eerste kookboek het nog sterk op intuïsie. Intuïsie. Dis 'n tongknoper. Ja, staat gemaak. Ja, solank ons entoesiasties bly oor kos kook, dan kan Ja. die intuïsie ook nou maar inskop. Ja, dit is so lekker om kos te maak. Nou in Suid-Afrika, geen vroeë kookboeke uit die eerste Kaapse jare nie. Eerste bekende SA kookboeke kom eers laat in die 1800s, vroeë 1900s. Een van die bekendstes, Kook en Geniet, wie ken hom nie almal nie. Is daar niemand van Wellington, jy ken seker Kook en Geniet. Jy 10-1 'n boek ook daar. So die oomblik wanneer jy herstel en jy gaan terug Wellington toe, haal hom uit vir Dani en laat hy hom deurlees. Kyk, Anna het altyd gespot toe sê, ons was baie arm in ons jong jare gewees, ons het Kook en Geniet gehad. En voor ons slaap, het my ma net vir ons 'n resep gelees en dan kan ons gaan slaap. Maar ja, ongelukkig was een van sy broers hardhorend, hy het nie mooi gehoor nie, en hy is amper dood van honger. Ja. Maar dit is iets wat ek nogal geniet is om so, veral Instagram, net so te kyk deur die resepte. En dit maak So- jy nie honger nie. Nee, Oh. maar dit is my baie interessant en natuurlik kom ons braai is my net so interessant Baie. om kyk hoe hulle aanjaag en mekaar belieg en bedrieg. O ja, dit was so lekker. Maar dan Ja. net dan kry hulle twee of Dan weet jy regtig daai woord van rugsteker is waar in die lewe. Ja, dis ook een van my favourite programme. En ek het al tips gevang, maar Ja, maar nou die aand se vlog was 'n groot flop geweest. So ja, maar anyway, Kook en Geniet. En dan onthou julle, weet jy, daai ou was vir my so na my hart, Pieter Pietersen. Ja. Wat die is dit Leonie en Veronica die potjie kosboeke die uitgebring het. pootjie kosboeke daar in die Weskus wat hy moes daar altyd met die karavaan Ja. so en jy het uitgekyk vir daardie program van hom en wat hy so wreed net vermoor is. Ja, Nou ek het nou die dag op Facebook het ek iets van hom wat ek nogal geshare het. Ja. yes, ek was mal oor hom. Is dit nie hy wat is sy vrou iets genoem? Engelsman. Engelsman, ja. Engelsman, Engelsman, ja. Ja, hy Ja. potjie kos geromantiseer vir my. Hy het dit so romanties geskryf dat hulle twee daar sit om die vuurtjie. Ja. Ja. Maar anyway, ja, dat was 'n Maar ek great weet ou nie vir my. Of julle weet terwyl ons nou oor hom gesels nie, die gedig wat hy geskryf het net voordat hy vermoor is, was amper hoe sy moord sou wees. Sure. My En dit het hulle magtig. op die toneel gekry. Ja, dit is nogal vir my amper iets van soos hy geleef het. Dit so het hy ook gegaan. Ja. Ja. En terug te kom na die Kook en Geniet deur SJA de Villiers in 1951. Het is eintlik al baie laat, reeds modern en ek is bevoorreg om daardie boek by my huis te hê. En ek gaan hom nie uitleen nie. Ek bær Ja. hom
vir my dogter of dalk vir my kleindogter as hulle of vir een van die dogters. Ons sal maar kyk wie stel belang in hom daai tyd. Ek dink jy moenie jou asem ophou nie. Nou voor dit, huisjoernale, kerkbazaar boekies, handgeskrewe notas of niks op papier nie. Die wêreld het al in 1464 resepte begin druk, maar in Suid-Afrika het die beste kos lank daarna nog geen boek nodig gehad nie. Veronica, jy noem nie, ekskuus tog ek interrup, jy noem hier so kerkbazaar. Is kerkbazaar kos nie altyd lekker nie? Daai curry en rys en daai jelly. Ja. Ek weet nie wat Bazaarpudding. Ja, ek weet van Karen wat net glo aan die bazaar. Pudding. Is nie net die curry en bazaar se rys. curry en rys. Ja. Dis sy sê sy stop daar en sy koop haar curry en rys want dit is die lekkerste curry en rys. As jy wou leer kook, moes jy vroeg opstaan. Ja. O, ja, stil bly en dophou. Die eerste resepteboek het gesê, so behoort jy te kook. Maar ons oumas het gesê, nee, so voel jy wanneer dit reg is. Nou dan natuurlik die eerste bekende radioprogram oor resepte. Ja, en hierdie een is nogal vir ons 'n interessante een, sou ek sê. Was in die Verenigde State in 1924. Betty Crocker Cooking School of the Air. Die radioprogram geskep deur die Washburn Crosby Company was een van die eerste radioprogramme wat reguit oor kook en resepte gepraat het. Die program het begin as 'n manier om huisvroue te leer kook en het resepte, idees, koswenke en stapsgewyse instruksies op die lug gegee. Dit laat my dink aan So Maak Mens van Esmey En Jan. Esmey en Jan. Elke dag om 12. Nou ja, ek vertel jongens van die tweede noem. Die tweede beste noembare vroeë program, Verenigde State weer. Hulle doen ons alles big and better. 4 Oktober 1926. Housekeepers chat with Aunt Sammy. Is dit nie snaaks nie as jy in 'n kosbedryf sê, ek weet nie hoe om dit uit te druk nie, Aunt Sammy, klink dit sommer of die antie kan kos maak. Ja. Eerder as om te sê mevrou Sammy. Maar anyway, die radio program was bedoel vir plaas en huisvrouens en spyskaart idees en resepte as ook humor. Dis belangrik. Gesels oor huishoudelike sake en advies. So dis so 'n mengelmoes gewees, klink dit my. Ontwerp om kos en resepte te bespreek, gewild in die 1920s en vroeë 1930s. In Suid-Afrika was radiokook en resepteprogramme baie later algemeen, gewoonlik van die mid-1900s. Nou iemand het vanoggend my boodskap gestuur, net 'n gewone boodskap met geen bedoelings nie, dat 'n mens nie altyd terugkyk in die verlede nie. En ek voel dat as jy positief daarna kyk, Ja. dan kan jy, want jy kan nogal leer uit die Jy moet verlede. leer, ja. As jy nie die verlede het nie, sou jy ooit geleer het. Ja, Dis waar. dis baie waar. Solank jy dit net vas staan by die verlede nie, en of Ja. besef dat ons is nou Ons kan maar die ou koeie uit die sloot uit haal, maar nie die vrot ou koeie nie. Ja. Los hulle maar daar. Ja. Nou ja, luisteraars, Radio Fynbos, julle wat nou net ingeskakel het, baie welkom. Ons gesels vandag lekker oor kos maak, resepte en sulke goeters. Ons is in die middel van die program en ons sê vir Estie niemand van Wellington Esta, niemand Esta. jammer Esta. Jou liedere gaan ons na die program speel, so moenie afskakel nie. En regtig ek hoop toe Veronica vir my sê Esta en Dani van Wellington gaan inluister vandag, toe sien ek in my geestesoog Dani wat daar by die punt sit by sy karavaan met al die kampers om hom en luister na Radio Fynbos. Lekker luister julle. In Suid-Afrika was radiokook en resepteprogramme baie later algemeen, gewoonlik vanaf die mid-1900s. Voor daar TV-kookprogramme was, toe resepte goedkoper was as ink en papier, het radio kos en resepte regsteeds in huise gebring.
net soos Betty Crocker en Aunt Sammy dit in die 1920s gedoen het. So die radio speel nog al die jare 'n rol, dit 'n bietjie anders gelyk en dan Ja. anders geklink, maar ek weet in baie huise daai klein FMP. FMP, was dat wel FMP wees. Maar ja, Springbok radio en al Ja. daai goeters het daar gespeel en jy kon luister. En vandag kan ons oor onsself, via ons selfone en wat ook al, ons net luister, soos ons nou luister na radio Fynbos vanuit Stilbaai. Ja, maar is dit nie, ek kan nou net sê, is dit nie die kring wat nou voltooi is nie. Hierso saai Radio Fynbos nou van resepte uit. Al die jare van die mid-1900s af, hier julle, bring ons julle weer op datum. Ja, so het ons uit die verlede uitgeleer en gegroei tot aan vandag. Ja, great. Nou nie, wat was wêreldwyd die gewildste, sal ons sê? Ja, ons onthou almal van die brood, maar wat vir my net, ek dink dit was 'n wonderwerk. Ek sien nou nog my ma, hoe sy daardie deeg knie. Ja, Nou ek kan vir julle sê, ek het met my klein feisies, dan staan ek na dan bo op die stoel. En dis nie dat my ma 'n vreeslike groot vrou was nie, maar sy kon geknie het, hoor. En ek kan nou nog, kan ek daai brood ruik, wat so Jo. by die kombers toegemaak word, en as hy in hy oond gesit word. 'n Brood wat vandag se borde vol lê, nê? Een brood. Ja. Kan jy net, en dan was dit mos nou daardie selfgemaakte botter. Oeh, Dan daar kon ek gekarring het, want dit was regtig mos daai karring wat ons het mos nou geskei het Skei het, en alles. ja. Dit ingegooi het en dan moes ek mos nou geskei het skei en het, alles. ja. Ja, en dan net almal in COVID weer begin bak, weer begin Ja. kook. Dis Ja. korrek. Ek onthou baie goed hoe ek vir Leanta en vir Chantay resepte gestuur het uit my ma se resepteboek, wat ek het afgeneem het. En dan moes hulle daar in die Kaap dit probeer het en die kant het ek dit ook gedoen. Alles het goed afgeloop behalwe die skons. Ek weet nie wat het met die skons gebeur nie. Nou ek gaan nou, die niggies is nou besig, ek is besig om 'n resepteboek saam te stel van elke niggie se ma en of wat ook al. En een van die niggies het my ma se skonresep afgeskryf. Okay. Maar ek gaan hom eers probeer. Ek is nie goed met kos, met daai tipe van goed nie. En as dit werk, dan gaan ek hom vir jou gee, dan kan jy hom probeer. Hulle sê jy moet net die resep lees, nê? Maar dit is ook nie waar Dit is nie. heeltemal Nee. waar nie. Want jy kan die resep lees as jy wil, as jy nie daai gevoel het. Ja. Maar daai knippie is nie noodwendig. Nee. Maar die knippie wat ek neem van die sout en die knippie wat jy neem is verskillend. Ja. Maar ek het al agtergekom, julle dames ook seker, veral as ouetjies as mense potjie kos maak. Party mense het net 'n gevoel. Hy gooi in sy hand en dan weet hy dis genoeg. Ander ou het nie altyd daai gevoel nie. Ja, maar party kan hom nie goed naaldwerk doen. Maar moenie my vra om Ja. opie te maak, jy gaan bitter teleurgesteld wees. Ja, luisteraars, ons dink julle is nou al lekker honger en die volgende gesels ons oor sjokoladekoek. Kan julle hom al ry, kan julle hom al proe? Ja, joh. Dit bly nommer 1 vir verjaarsdae en vir troos. Elke kultuur het sy eie weergawe. En dit lyk vir my Chantay raak honger daar agter op wat se beteken sien ek al agter. Chantay het vir 'n stukkie sjokoladekoek daar weggesteek. En dan piesangbrood is een van die mees gesoekte resepte wêreldwyd. Maklik, vergeeflik. Ek wil bak, maar nie misluk nie. So daar kom een van julle wat nog nooit iets gebak het nie, gaan kry vir jou piesangs. Wat ek weet daarvan is, dit moet ryp piesangs wees. Amper die oorryp piesangs. Ek het 'n buurvrou wat ongelooflik goed is met dit. En as ek sê hierdie piesangs is al weer swart, dan sê maak vir jou 'n piesangbrood. Spaghetti bolognese. Nou ja, ons een kleindogter sal baie van hierdie ene hou. Eenvoudig, word oral aangepas. Elke huis het sy eie. Gebraaide hoender. Kultureel, universeel. Van KFC tot ouma se pan. Melktert. Nou daar is 'n lekker ene. Die mees ikoniese Suid-Afrikaanse resep oor geslagte aangegee. Ek kon dit nie glo toe ons in Dubai gebly het. Dan was daar kerkbazare
En dan het jy koeksisters en melktert nog. Ja. Die regte egte melktert. Want Ja. daar was baie Suid-Afrikaners. Ek glo ons nou nog. Nou ja, Jakkie, braaivleis. Ja, braaivleis man, nie eens 'n resep nie, 'n ritueel. Jy moet met jou oë, jy meet met jou oë, skuis tog, vetkoek, sout of soet van plaas tot padstaal, bly ongelooflik gewild. Daai ritueel is so belangrik, jy weet, baie ouens, jy vat nie aan sy braai nie, natuurlik nie. Jy gooi ook nie stompies al in nie. So daai Definitief ritueel, nie. nee, verseker nie. En los hom af, vat dit maar soos hy dit braai, moenie, jy kom nie met issues na hom toe nie. Ja, ek dink die vetkoek word deesdae baie oorgevat deur roosterkoek. Ek sien roosterkoek raak baie gewild deesdae. En dan natuurlik koeksisters, soos ek gesê het, tydverrowend, emosioneel sterk. Boerewors en pap, basis en kultuur het dit in. Nou dis luisteraars, dis wat ons sê is wêreldwyd die gewildstes vandag wat ons nou net deurgedraf het. Ja, die meeste eenvoudige kos met herinneringe. Maar die interessantheid vandag, Jakkie. Elegante spyskaarte. Dis soos dinge verander het. Klein porsies, groot prys. Nuwe tegnieke, alles wat die eetervaring mooi, aangenaam en aandagtrekkend maak. Nie net die smaak nie, hoe kos lyk, aangebied word, hoe dit jou gevoel raak. Fokus op ervaring, nie noodwendig op troos of gevoel nie. Ja, jy weet, ek dink dit hang ook van mens tot mens. Ek is nou regtig nie iemand wat my oë eet nie. Dit kan maar faal wees solank hy lekker is. So ek is maar Dankie, Jakkie. die kontras met kos uit die kop, presies gemeet, presies gelyk, presies opgedien. Jy volg instruksies, jy is deel van die kuns. Dit is werklik waar 'n kuns. Ek moet vir julle chef sê, dis 'n kuns. Of kos uit die kop. Kos uit die kop. Nostalgiese resepte, warm en vullend. Jy voel die liefde, jy smaak die herinnering. Foute maak dit menslik en uniek. So dit is die teenoorgestelde dan nou, né? Humoristiese kant. Deesdae druppels sous op 'n bord groter as die eettafel. Ja, dis 'n groot bord met 'n paar, ek gaan nou nie sê, ek dink is balsamic iets, maar die chef sal weet wat hulle daarop sit. En die ou mense of die vroeë mense dan nou het weer gesê die bord moet netjies lyk. Ja. Die kos moet daar in lê. So. Kos, waar is ons nou? Ja. Die hart van kos lê steeds in die eenvoudige deelbare geregte. Kos wat stories vertel, herinneringe skep en mense bymekaar bring. Soos Kersfees, wanneer mense graag saam eet, sit om 'n tafel en lekker eet en so aan. En voor daar resepte was, het mense kos gemaak wat hulle maag en hart vul. Sonder gram, sonder minute, net gevoel. En dit wat beskikbaar was. Daai is nogal 'n belangrike een. Dit wat beskikbaar was, moes jy 'n plan mee maak. Ja. Vroue kook om mense aan die lewe te hou. Mans kook om sterre, titels en jasse te kry. Daarom nie almal nie. Ja. Ons gaan ons trap op toe na hierso, nee, Jakkie. Ja, ek dink so en ek het al, jy weet, mense moet altyd besef of dink aan twee goed. Eet jy om te leef of lewe jy om te eet? Daar's 'n verskil. Nou as jy kyk na my, dan lewe ek om te eet. Nou ja, vandag meer mans as chefs. Professionele kombuise was vroeër geslote vir vrouens. Fisies hard, militêr gestruktureer, lang ure, min erkenning. Mans het die formele opleiding en posisies gekry. En ek moet sê, chefs, ek sal eer julle, want julle werk hard, julle het lang ure, dis 'n warm kombuis. En ons sê altyd, 'n restaurant is so populêr soos die laaste bord kos wat daar uitgaan. Ja, en Ongelukkig is dit ek so. dink dit is baie moeilik om almal tevrede te stel. Want die een wil die eier soe en die ander een wil hom soe en die een wil die steak soe en die ander een wil hom soe. So ja, daai sterkte vir die chefs. Die media en die roem, Leonie. Ja, TV is chefs Michelin sterre, kompetisies, mans kry meer blootstelling wat die indruk versterk dat chef
eintlik 'n man moet behoort te wees. Nou is daar 'n verskil tussen 'n kok en 'n chef, julle? 'n Kok kan kos voorberei en gaar maak by die huis, in 'n kafee, ouerhuis, padstal of restaurant. So ek kan ook eintlik 'n kok wees dan. Ja, jy's 'n excellent Want ek kan Jy ook moet nog net jou- huis by die huiskos, maar nie Ja, by die asseblief. padstal nie. Maar. Nee, by die huis. Nou oefen dit net uit. En volg meeste resepte en instruksies. Die fokus is, maak die kos reg, betyds en lekker. Kortom, 'n kok maak kos. En wat is 'n chef? 'n Chef is 'n opgeleide en ervare professionele kok, maar met meer verantwoordelikheid, skep dikwels eie resepte, beplan spyskaarte, lei, bestuur ander kokke, lei en bestuur ander kokke. Ja, Dis is nogal heel- belangrik, ja, né? Ja, ja. Dink oor smaak, tekstuur, aanbieding en kostes. Het jy nou die dag gehoor, dis vir my so lekker die jong chefs. Gooi goed bymekaar wat jy nooit gedink het sou werk by Ja. mekaar nie. En ek het nou die dag, Leonie, jy het ook seker daai program gekyk, Kom ons braai. Toe braai hulle wart lemoen op 'n vuur. En dit was blykbaar die lekkerste nagereg wat. Kan jy dink wart lemoen? Met op- skil aan. of- Nee, net die rooi. Maar dan tap al die sap mos af. Nee, is nie vet nie, is water. Nee, dit het nie afgetap nie. Klink Maar net- anyway, Ek moenie my sien vra daai nie. prentjie van hastig wat lemoen maar. Ek gaan dit my eendag vir ergernis vir jou doen. Is dit ook om jy gister daai groot wart lemoen Wou koop, ja. O, ek is bly ons het dit gemis. Nou, ek sit en loop, ons het vandag 'n chef wat inluister, of wat later gaan luister, en die chef se naam is Tian. Tian, jy moet bietjie mooi luister hierso, want ek het nie geweet, jy moet nog die kostes ook uitwerk van al die goedjies wat jy maak nie. Tian is daar in Hermanus area, en hy is oorspronklik hier van Stilbaai. Die woord chef kom van die Franse. Chef in Frans beteken leier. Nou daar's 'n mooie, né? Wie is vandag die mees wêreldwyd bekendste chef? Weet jy, Leonie? Ek dink ons almal weet Gordon Ramsay en ek dink ook hy's die kwaaiste een. Ja, Yes, ek hou nie van hom nie. hy dis nie mooi om dit te sê nie. Nee, ek hou van sy kos, maar hoe hy mense hanteer, steek Ja, my dwars in die ja, kop. hy het al 'n Daar's nie paar- respek nie. Hy het al 'n paar lopies met daai ene gehad. Selfs hy het al in 'n restaurant gewerk. Hy het al 'n restaurant gehad wat nie uitgewerk het nie. Dit bewys net, selfs die wêreld se bekendste chef brand soms die pot aan, maar hy bly kook. Interessant is dit. En ons Ja. wil net weer vir Esta Niemand van Wellington sê, baie dankie vir die, dat jy, alhoewel jy daar lê, sterkte vir jou. Dankie dat jy deelgeneem het. En Dani, nou ja, airfryer om maat en braai. Dankie almal vir die inluister. Hoor volgende Woensdag weer. Onthou soos Leonie gesê het, Vrydagmiddag 4uur en dan het Veronica julle ook 'n tent gemaak volgende week YouTube. Kry julle die program en sien julle ons almal. Van my kant af mooi loop. Dankie vir die inskakel. Leonie, ek gaan vinnig praat. Ek is so moeg kos gemaak in hierdie program. Ek gaan nou dadelik 'n takeaway koop. Daar's nou ja, julle, soos wat julle geluister het die meeste gegaan oor kos kook. En dan wil ons net van Radio Fynbos af vir die restaurante sê, julle moet uitkyk as Flora Fynbos by julle instap. Ek hoor sy is nog 'n fyn proewer. So sy gaan bietjie kom proe aan die kos. Sy het nou al 'n draai gemaak daar in by die Brugmark en het sy gesmil aan pap en kuiings. Ek sê vir jou en 'n kudu burger. So kyk uit vir Flora Fynbos. Great. Sy is dan nou die noontjie wat op soek is na die mooi agter elke bos en die keer die smaak agter elke bos. Ons gesels oor alles en nog wat. Saam met Jackie Woensdae om 11uur. Ons praat oor als jy kan nie mis. Elke Woensdag 11uur skerp, Leonie en Jackie met ons klank.